Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, ons begin vanoggend met die krisis met sagte ware. Ja, ek wil begin met 'n storie wat 'n groot impak het op die belastingbetaler, as ook die land se veiligheid en sekuriteit. En dit is 'n hofsaak wat half agter die skerms plaasgevind het, maar dit is baie belangrik om dit uit te lig. Dit is die polisie wat deur die Hoërhof gelas is om 640 miljoen rand te betaal vir sagte ware wat ons gebruik, wat ons nie sonder kan klaarkom nie. En dit is 'n mondelingse ooreenkoms wat aangegaan is met 'n diensverskaffer in 2020 by die president se gastehuis in Pretoria. So hoekom dit nie op papier vasgelê is, weet ek nie. Maar die polisie het nou gesê, daar is nie so ooreenkoms nie, want natuurlik kan hulle dit sê, want daar is nie papierwerk om dit te staaf nie. Maar die regter het gesê, die polisie speel 'n kat-en-muis speletjie en iemand moet nou hierso wen. So die polisie moet nou geld betaal vir hierdie sagte ware waarsonder ons nie kan klaarkom nie, want dit sal 'n totale ineenstorting van die polisie se werksaamhede wees. Nou die verskaffer van hierdie sagte ware, toe die polisie nie betaal het nie, het dit afgeskakel. En dit was so 'n krisis dat SITA dit toe onwettig weer aangeskakel het. En behalwe vir hierdie geld wat ons moet betaal, moet die belastingbetaler ook nog 120 miljoen rand opdok vir die instandhouding en support vir hierdie sagte ware program. Doreen, hoe is dit moontlik dat iemand wat so 'n belangrike rol speel in hierdie sagte ware dienste aan ons verskaf, net totaal geïgnoreer word? Wie gaan pa staan hiervoor? Want ek hoor wat jy sê, die belastingbetaler en ons gaan met opdok, maar ons praat nie van 10 rand nie, ons praat van miljoene wat op hierdie stadium opgedok moet word, maar iewers moet iemand verantwoordelikheid neem vir hierdie fout. Wel, ek wil weet, hoekom is so 'n belangrike ooreenkoms aangegaan mondelings by 'n gastehuis by die president se woning. Dit is waar dinge vir my 'n bietjie snaaks is, want wat is hier bespreek? Want hierdie is 'n baie belangrike diens wat die polisie nodig het. En hoekom is dit gestry? Want nou is daar ook regskostes waarop duisende miljoene rande teen spandeer is in die afgelope paar jaar. Mense sit net en wonder, die sagte ware programme, daar's 3 spesifieke sagte ware programme wat die polisie gebruik. Hierdie is programme wat veiligheid, sekuriteit en intelligensie in 'n land krities van afhanklik is, en om dit, soos jy sê, net mondelings aan iemand toe te ken, nooit 'n kontrak te teken en hierdie sagte ware dan uiteindelik in werking te stel, fisies te gebruik, en so daarop te vertrou dat die polisie se stelsel onwerkbaar raak sonder dit, en dat jy naderhand moet intellektuele eiendomsreg breek deur die staat om dit weer terug te kry. En dis alles mondelings. Dit laat my wonder wat gebeur agter die skerms. Hoekom het hierdie persoon dit gekry? Hoekom is daarop besluit? As jy luister na die tipes sagte ware, die 3 komponente. Die eerste een is die vuurwapen permitstelsel. Met ander woorde, alle vuurwapenbeheer in Suid-Afrika word op die eerste program gedoen. Dit is nogal redelik belangrik om te weet waar en aan wie behoort vuurwapens. Dan die volgende een is die eiendombeheer en 'n bewysstuk bestuurstelsel. Dis alle forensiese stelsels. Dit is alles wat die polisie nodig het om 'n saak te bewys, word op hierdie stelsel gedoen. En dan die visuele analise komponent ook, dis die derde een, en dit gebruik intelligensie om fisies mense op te spoor met kameras en dies meer in sagte ware en programme reg oor die land. Nou, ek kan nie verstaan dat jy so kritiese komponent in digitale, kan 'n mens nou maar sê, misdaadvoorkoming, sommer willy-nilly aan iemand gee met 'n handdruk en 'n okay, ek sal dit vir jou gee, en dit dan in werking stel sonder meer 'n kontrak te teken nie. Definitief, en as jy kyk, soos jy sê, dit te doen met die sekuriteit van ons land, dit is ondenkbaar dat ons net so 'n tipe van diens kan vat, en nie moet weet, ons moet betaal daarvoor nie, en die polisie het hulle self ook weerspreek, want op die een kant kan jy nie sê dat daar nie 'n ooreenkoms was nie, en dan sê jy dat die ooreenkoms het nie die nodige stappe gevolg nie, en dus is dit onwettig, want dis wat die polisie gesê het, en dis waar die regter gesê het, hulle is besig met 'n kat-en-muis speletjie met die verskaffer van die sagte ware. Dit is merkwaardig dat die polisie op so 'n manier ons veiligheid bestuur, dat
dis soos om 'n chappie te koop by die koffie. Dis so belangrik dit vir hulle voorkom. Maar nou ja. Kom ons praat 'n bietjie oor vuil wasgoed. Thuli Madonsela is sy het 'n perskonferensie nou bymekaar geroep en sy het gesê maar ek gaan nou maar alles hier vir die familie wat die familie doen gaan ek nou hier voor julle ontbloot. Ja, ek weet nie hoe ek voel daaroor nie, want ek het regtig nie so baie van al hierdie dinge geweet totdat Thuli Madonsela gister met die media gepraat het nie. Nou, haar lewensmaat van die afgelope 9 jaar, Richard Foxton, is oorlede en sy het 'n testament van 2020 waarin sy beweer dat sy alles erf en dan ook die kleinkinders. Foxton se kleinkinders en haar kleindogter. Maar die familie sê nou daar's 'n ander testament van 2023 waarby Madonsela slegs 'n huis kry by die Desalze landgoed. Nou sê Madonsela die familie het ure na sy dood het hulle vir haar gesê om uit te trek uit die woning wat sy gedeel het met haar lewensmaat en sy sê hulle probeer haar verhouding met hom beswadder, hulle probeer haar uitmaak om geldgierig te wees. Sy sê die Nuwe Testament se handtekening is vervals en dat Foxton nie met sy gesondheid in staat was om 'n testament te verander nie. So dit is nou alle vuil wasgoed wat nou in die publiek blootgelê word nie. So nou kan ons daaroor praat en dis natuurlik 'n interessante saak om dop te hou want daar is altyd twee kante van 'n storie en almal het nie daai voordeel soos die voormalige openbare beskermer om 'n perskonferensie bymekaar te bring nie. Dit is interessant want sy sê ook sy het eintlik 'n baie goeie verhouding met Foxton se kinders, veral sy een seun, en dit is iets wat die media nie dek nie. Ja, dis reg en sy het van die boodskappe voorgelees, maar ons weet erfgeld is swerfgeld en gewoonlik is daar altyd iemand in die familie wat die leierskapposisie neem en sê, weet ons gaan as 'n familie saam staan en dit en dit en dit moet gebeur en natuurlik moet die familie hou by hulle argumente daar 'n ander testament is. En selfs die eksekuteur het gesê dat dit is Foxton se testament en hulle betwis ook Madonsela se beweringe. Dorien, dan moet ons praat oor 'n slagoffer is 'n bitter stryd. Ja, ons weet nou dat die regering het uiteindelik geweld teen vroue as 'n nasionale krisis verklaar. Dan hoor jy 'n storie soos hierdie. Hierdie vrou is aangeval na bewering deur haar bure met suur en sy het vir 'n hele jaar lank het sy probeer gesond word en moes haar lewe herbou. Haar bure is in hegtenis geneem, vrygelaat op borg en nou is die saak teen hulle teruggetrek weens 'n gebrek aan bewyse. Nou vir my, enige speurder of ondersoekbeampte wat sy sout werd is, gaan nie net een keer na 'n slagoffer toe gaan om haar verklaring af te neem nie. Duidelik, iemand het haar met suur gegooi, sy het die reg om te weet wie gaan verantwoordelik gehou word daarvoor en om te sê daar's 'n gebrek aan bewyse is nie vir my 'n goed genoeg verskoning nie. Veral nou as die regering sê dit is 'n nasionale krisis, dan moet die polisie en nasionale vervolgingsgesag moet saam met die regering werk om te wys dit is 'n krisis. Ja, dit voel vir my 'n bietjie, ek moet eerlik wees toe ek hierdie lees, dat dit voel of jy 'n sekere ampt moet beklee of belangrik moet wees vir mense om te gee. En hierdie vrou het so half nie baie nie, so weet jy, haar saak maak nie regtig saak nie. Ek sê nie dit doen nie, maar dit is my gevoel toe ek dit lees en ek het ook regtig baie empatie en simpatie vir haar gehad want dit is so bitter onregverdig om te dink jy word aangeval en met suur gegooi en jy moet jou lewe herbou en eintlik is daar net niemand sal het verantwoordelikheid geneem hiervoor nie. Ja, en in die artikel het ook gesê dat sy by 'n hofklerk uitgevind het dat daar dokumente in die docket vermis was wat verband gehou het met die bewysstukke, maar dan weer eens, dit is die ondersoekbeampte wat moet teruggaan en gaan kyk, as iets verlore is, kry dit terug, gaan praat met meer mense. So ja, ek hoop dat geregtigheid vir haar sal plaasvind, want sy het haar nou gewend tot 'n nie-regeringsorganisasie wat nou hierdie geveg vir haar gaan voortsit. Ons het al gehoor van ondersoekbeamptes wat tot met 300 dockets op hulle lesenaars het aktief. Ons weet dat die polisie op hierdie stadium redelik oor eises moet werk, as met speurwerk, maar is geen verskoning om 'n slagoffer sonder 'n antwoord te los, om net een keer 'n slagoffer se getuienis af te neem en nooit weer terug te keer na daai slagoffer toe met enige resultate of vordering in die saak nie. Dis onaanvaarbaar, maar dis nie die eerste en enigste keer nie. Ek is seker almal van ons het al so bloukie geloop met ons eie plaaslike polisiestasie.
Ons praat nou oor slap sekuriteit. Ja, 'n derdejaars student van Varsity College in Kaapstad het 'n swak plek ontdek in Nesvas se rekenaarprogram. Basies het hy gesê hy kan toegang kry tot alle studente se persoonlike inligting, telefoonnommers, ID-nommers, want die program wat Nesvas gebruik is so swak beskerm dat kuberkrakers ter enige tyd kan toeslaan. En wat nog erger was vir my is hoe hy hulle gesukkel het om Nesvas in die hande te kry om hulle te vertel hiervan. En nog verder is dat die portefeuljekomitee het gesê daar moet 'n ondersoek gedoen word want die nasionale tesourier het geld gegee vir Nesvas om hulle rekenaarprogramme op te dateer. So hoekom is dit nie gedoen nie? Dit is interessant dat dit 'n derdejaars student is wat die fout agtergekom het. Weet jy, ons het slim studente daar buite, ek hou daarvan. Maar ook ek is ook dankbaar dat hulle, wat hy het sy broer ook uiteindelik geroep om te sê, hoorie, kyk dit gou hierso. Ek is dankbaar dat jy studente het wat eerlik is, wat regtig die regte ding probeer doen en gaan, hoorie, ons probeer help. Jy het 'n groot probleem. Is hulle nie dalk die eerste studente wat eerlik is nie? Nee man. Ek sê maar net. Nee. Maar verstaan Dorien, of hoe dink jy, dit is lekker om te weet ons het eerlike mense wat regtig wil ingryp en help. Dit is, want die student sê ook dat hy kon sy teorie bewys deur van hierdie inligting te kry, maar hy wou dit nie doen nie want hy sou die wet oortree. En dis die tipe mense vir wie jy sommer 'n werk moet aanbied. Ja, definitief. Dan as ons kyk na die buiteland, dis D-dag vir die Epstein Files. Ja, môre is die laaste dag wanneer elke liewe bladsy, video, foto, enige iets wat met Jeffrey Epstein te doen het, moet teen môre vrygestel word of ontseël word. En die demokrate het gesê geen inligting mag doodgekrap word nie, geen bladsy mag uitgelaat word nie, of jy nou iemand is in Hollywood, of jy nou 'n politikus is, wat bekommerd is oor jou beeld, hulle gee nie om nie, elke liewe bladsy word ontseël teen môre. So ons praat hier van duisende dokumente wat in die besit is van die Departement van Justisie, so baie werk vir joernaliste om deur als te grawe hierdie naweek, ek gaan dit ook beslis doen, en dan kan ons uiteindelik sien, wat is dit wat van ons al weerhou is, en is dit eintlik iets die moeite werd wat die slagoffers gaan gee wat hulle wil hê. Mens dink altyd aan die slagoffers van sulke insidente. Dis waar dit gaan. Mens wil nie, ek stel eintlik regtig nie belang in wie jy is en wat jy is in jou posisie nie. Dit gaan oor die slagoffers en om 'n geregtigheid vir hulle te kry. Maar nou ja, dan moet ons praat oor die 'n gruisame storie, liggaamsdele wat verkoop word in Amerika. Dit is 'n gruisame storie, maar tog, weet jy, hierdie is mense wat hulle liggame skenk vir navorsing. En ek dink dit is 'n baie waardige ding vir 'n persoon om te doen. Net soos wat jy orgaanskenkers kry jy mense wat hulle liggame skenk vir navorsing. Maar hierdie man in die foto was die bestuurder van die lijkshuis by die baie bekende mediese skool in Boston. En hy het van hierdie liggaamsdele van mense wat hulle liggame geskenk het hy gesteel en toe gaan verkoop. En ons praat hier van hande, gesigte, korneas, breine. En dit het regtig 'n vraag laat ontstaan oor die etiese behandeling van mense se oorskot en wat daarmee gebeur, want niemand polisieer dit nie. Jy skenk jou liggaam en jy weet nie wat met jou liggaam gebeur nie. Jy neem aan dit word vir goed gebruik. En hierdie man het dit heeltemal na 'n ander vlak toe gevat en is ook nou tot 8 jaar tronkstraf gevonnis vir dit wat hy gedoen het. Ek weet nie of een van julle ooit daaraan gedink het om julle liggame vir mediese navorsing te skenk nie. Dis iets wat ek in my 20's nogals baie ernstig oorweeg het. Hi Doreen, ek het nog nooit daaraan gedink, moet ek eerlik wees. Nee. Nee, nie een van ons het nie, maar dit is iets soos jy sê, iets om ten minste te oorweeg en te dink, né? Mens kan alles oorweeg en dan kan jy besluit maak as jy ingelig is oor wat die ek weet die voordele en die nadele is, dan sal mens daaroor besluit. Maar ek dink dis goed om ten minste dit te besef. Ja. Hulle sê die polisie het by sy huis in Boston by Goffstown in New Hampshire het hulle voet in die deur gekry en toe daar ingegaan. Oh, yes. Kom nou Jennifer, sit 'n bietjie handjie by. Ja. Doreen, dan sluit ons af met vakansiewater.
Ja, ek wil net ten slotte sê vir al die vakansiegangers daar in die noorde, die Walies, die Vrystaaters wat afkom na die tuinroete toe. Ons het 'n waterkrisis in die tuinroete. Daar is ook dorpe met waterbeperkings. Plettenberg Baai het vlak 3 beperkings. Daar's beperkings in Knysna, Mosselbaai en George. So asseblief, ons verwelkom die vakansiegangers, maar as julle afkom, veral as jy met 'n waantjie of 'n sleepwa kom, bring sommer 'n emmer saam vir die stortwater, bring ekstra water. Ons wil julle verwelkom langs die kus, maar wees asseblief attent daarop dat ons werklik 'n groot waterkrisis het op die oomblik. So bring ekstra water saam, bring 'n emmer saam en kom geniet jou vakansie, kom bad in die see. Dis waarvoor vakansies daar is en spaar soveel water as wat jy kan asseblief. Dorien, vir die binnelanders wat nie presies weet hoe die situasie is nie, wat was die oorsake van die waterbeperkings? Dis die damme wat leeg gespeur. Dit is basies die damme wat leeg is en grondwater wat nie gebruik kan word nie. En dan ook mense wat baie water gebruik. Ek weet selfs hier in die baai sê hulle asseblief 50 liter per persoon per dag is iets wat regverdig, maar die tuinroete se watervlakke en damme is 'n bietjie laer en die probleem is 'n bietjie erger want Gift of the Givers moes vroeër die week inkom om te help met watervoorsiening aan die tuinroete. So dit is regtig 'n ernstige probleem. En ek dink dis baie waar wat jy sê. Neem net ander in gedagte ook as jy gaan. Nou nie dink ek gaan net lekker vakansie hou en ons dink nie aan die mense wat permanent daar bly ook nie. En vat jou water saam. Dorien, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike feestyd hê en ons praat weer in die nuwe jaar met jou. Ja, sal vir julle ook en vir die kykers by die huis, wees asseblief veilig hierdie Kersfees en geniet die kos en familie en alle liefde vir almal tot volgende jaar. Dit is dan Dorien Loubser van Algoa FM. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.